Daniël hoofstuk 3. Koning Nebukadneser het 'n beeld uit goud laat maak. Dit was 30 meter hoog en 3 meter breed. Hy het dit in die Dura vlakte in die provinsie van Babel laat oprig. Nebukadneser het toe opdrag aan al sy amptenare, hoofgouverneurs, gouverneurs, raadgewers, skatmeesters, regters, magistrate en al die amptenare van die provinsie gegee om bymekaar te kom vir die ingebruikneming van die beeld wat hy laat oprig het. Al die amptenare, hoofgouverneurs, gouverneurs, raadgewers, skatmeesters, regters, magistrate en die amptenare van die provinsies het toe bymekaar gekom vir die inwyding van die beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het. Hulle het voor die beeld gaan staan. 'n Aankondiger het hardop uitgeroep: "Luister na die bevel, alle volke, nasies en tale. Sodra julle die trompet hoor blaas en die fluit, siter, lier, harp en ander blaas en musiekinstrumente hoor, moet julle neerval en tot die goue beeld bid wat koning Nebukadneser laat oprig het. Enigeen wat nie neerkniel om dit te aanbid nie, sal dadelik binne in 'n vuurwarm oond gegooi word." Die oomblik toe die mense uit die verskillende volke, nasies en tale die trompet, fluit, siter, harp en die ander musiekinstrumente hoor, het hulle op hulle knieë gegaan en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser laat oprig het. Van die wyse manne het toe na die koning gegaan en van die Judeërs aangekla. Hulle het vir koning Nebukadneser gesê: "Mag die koning lank lewe. U Majesteit het mos 'n bevel uitgereik dat elkeen wat die geluid van die trompet, fluit, siter, lier, harp of enige ander musiekinstrument hoor, dadelik moet neerval en die goue beeld aanbid. Die wat dit nie doen nie, sal in die vuuroond gegooi word." Maar daar is Joodse mans wat nie doen wat die koning gelas het nie. Dit is Sadrag, Mesach en Abednego wat u oor die administrasie van die provinsie van Babel aangestel het. Hulle gee nie eer aan u gode nie en hulle aanbid nie die goue beeld wat u opgerig het nie. Nebukadneser was woedend en hy het beveel dat Sadrag, Mesach en Abednego na hom toe gebring moet word. Toe hulle voor die koning kom, het Nebukadneser vir hulle gevra: "Sadrag, Mesach en Abednego, is dit waar dat julle nie aan my gode eer wil bewys nie en nie die goue beeld wat ek opgerig het wil aanbid nie? Kyk, ek gee julle nog een keer kans. Luister wanneer julle die musiekinstrumente hoor speel en aanbid die beeld wat ek gemaak het. As julle dit nie aanbid nie, sal julle onmiddellik in die vlammende oond gegooi word. Watter God sal julle dan uit my hand kan red?" Sadrag, Mesach en Abednego het koning Nebukadneser geantwoord: "Ons ag dit nie nodig om u hierop te antwoord nie. Die God wat ons aanbid, kan ons uit die vuur red. Hy sal ons uit u mag bevry, u Majesteit. En selfs al red hy ons nie, u Majesteit, sal ons nie u gode vereer nie. Ons sal nie die goue beeld wat u gemaak het aanbid nie." Die koning was so kwaad vir Sadrag, Mesach en Abednego dat sy gesig vertrek het. Hy het opdrag gegee dat die oond 7 keer warmer as gewoonlik gemaak moet word. Hy het sterk mans uit sy leer aangesê om Sadrag, Mesach en Abednego vas te bind en hulle in die oond met sy skroeiende vlamme te gooi. Hulle het toe 3 mans vasgebind en hulle in die brandende oond gegooi met hulle klere en al. Omdat die koning beveel het dat die vuur so warm gemaak moet word, het die vlamme uit die oond die mense doodgebrand wat Sadrag, Mesach en Abednego in die oond gegooi het. Die 3 mans, Sadrag, Mesach en Abednego, het so vasgebind in die brandende oond beland. Koning Nebukadneser was egter verstom. Hy het opgespring en vir sy raadgewers gevra:
Was dit nie die 3 mans wat ons vasgebind het en in die vuur gegooi het nie? Ja, beslis, U Majesteit, het hulle vir hom gesê. Hy sê toe vir hulle, ek sien dan 4 mans in die oond rondloop. Hulle is nie vasgebind nie, hulle makkeer niks. Die 4de een lyk soos 'n bo-aardse wese. Nebukadnesar het so naby hy kan aan die deur van die vlammende oond gaan staan. Hy het geroep, Sadrag, Mesach en Abednego, dienaars van God die Allerhoogste, kom uit en kom hier na my toe. Sadrag, Mesach en Abednego het toe uit die vlammende oond gekom. Die amptenare, hoofgouverneurs, gouverneurs en ministers van die koning het om hulle saamgedrom. Hulle het gesien dat die vuur niks aan hulle gemaak het nie. Die hare op hulle kop was nie eers geskroei nie. Hulle klere het niks oorgekom nie en hulle het nie na rook geruik nie. Nebukadnesar het dan gesê, loof die God van Sadrag, Mesach en Abednego. Hy het sy engel gestuur om sy dienaars wat op hom vertrou het te red. Hulle het die koning se bevel veronagsaam en was bereid om hulle lewens te gee, eerder as om eer te bewys aan enige ander god of enigeen buiten hulle eie God te dien. Ek vaardig nou 'n wet uit dat enige volk, nasie of taal wat sonder respek oor Sadrag, Mesach en Abednego se God praat, in stukke gekap word en van hulle huise sal 'n afswoop gemaak word. Daar is geen ander God wat so kan red soos hy nie. Daarna het hy Sadrag, Mesach en Abednego bevorder en nog hoër posisies aan hulle in die provinsie van Babel gegee.